Sy vriend, goeiemôre. Baie dankie vir die voorreg om vandag hier saam met julle erediens te kan hou. Ons het Vrydag aand by die wynveiling gesê ons bring wyn en groete uit die agterparel. Nou op hierdie stadium is daar nou net die groete oor. Die wyn is op. Maar ons hoop dat julle daarom vanoggend ons groete ontvang. En dit is 'n voorreg om as 'n verteenwoordiger van die Agterparel gemeente vanoggend hier saam met julle te kom aanbid en 'n diens by te woon en so ook ons verbintenis aan mekaar te kan hou. Die Agterparel gemeente en Waterkloof hou omtrent 7 jaar lank saam wynveiling. Dit was 'n inisiatief van Koos Engelbreg en sedertdien is dit eintlik 'n wonderlike projek wat beide ons gemeentes deur die jare eintlik saam doen. En ons het gedink om hierdie jaar net op 'n ander manier ook uiting te gee aan ons verbintenis met ons, ek wil sê ons familiekerk hier bo in die noorde, en dit is dat ons op die Sondag ook saam 'n diens kan hou. So ek neem vanoggend die diens hier waar en Dewald kom volgende week af en kom hou 'n diens daar by ons in die Agterparel. En soos wat ons Vrydag aand saam geëet en gedrink en gekuier het, breek ons vanoggend ook brood saam in die teenwoordigheid van die Here en dink saam oor wat dit beteken om te sê ons volg Jesus. Nou ek moet bieg, voordat ek daar by die Agterparel geland het, het ek nie geweet waar die Agterparel is nie. Ek was vir 20 jaar hier in Pretoria, hier by Stellenstraat gemeente gewerk, en die laaste 3 jaar by Ooskerk, en toe in 2021 is ek af na die Agterparel toe. Vir die van julle wat wonder waar die Agterparel is, dit is soos ons naam sê, daar sien jy die Google kaart, ons is aan die agterkant van die Parelberg, so 10 km buite die Parel, tussen Parel en Wellington, as jy op pad ry Malmesbury toe. Die plekkie, die dorp, nie 'n dorpie nie, is 'n klompie huise en 'n klompie kellers en 'n laerskool. Die naam is Windmeel. Windmeel word so genoem omdat die oudste werkende meel nog daar was. Tot laat vroeg in die 1900s was daar 'n meel by Windmeelkeller wat boere se graan gemaal het. En oral in die omgewing sien jy verwysings eintlik na hierdie meel. Maar die NG Kerk Agterparel is ons, hier sien julle ons kerkgebou. Ons staan op 'n groot stuk grond, 'n bietjie meer as 'n hektaar. En daar's nie heininge om anders as hier in die stad, so ons het 'n lekker oop stuk grond rondom ons, en ons kerkgebou is 'n lieflike waaiervorm. Ons is deel van die ring van die Parel. Ons is so 8 gemeentes in die Parel wat almal redelik in die hoofstraat is, met Simondium aan die suidelike grens. Simondium is daar op pad na Franshoek toe, en ons dan nou die noordelike gemeente. Ons het so 200 besoekpunte ongeveer, net soos julle waarskynlik, is ons nie altyd seker wie by ons lidmaat is of nie, want nie almal doen hulle papierwerk ewe goed nie, maar ons werk op trend op 200 besoekpunte, en is so 'n bietjie meer as 'n eenman gemeente. My vrou Marina is ook predikant, en ek en sy werk saam in die gemeente. Sy werk deeltyds met die musiekbediening en die familiebediening. Ons is maar net soos julle oorwegend 'n familiegedrewe kerk, baie families wat in die omgewing bly, so ons het 'n baie sterk kleuterkerk, jeuggroepe in die laerskool en in die hoërskool, en omdat ons buite die dorp is, nie noodwendig baie mense wat nie meer kan ry nie, so oorwegend 'n jonger gemeenskap eintlik wat deel is van die Agterparel. Ons is afgestig in 1964. Ons het laas jaar ons 60-jarige verjaardag gevier. So ons is 60 jaar jonk, en ons sien uit na nog baie jare om die gemeenskap te dien. As jy iets weet van die Parel en die groter Parelomgewing, dan brei die gebied geweldig uit as gevolg van 'n klomp faktore. Maar dit is vir ons lekker om voortdurend te droom oor waarheen God met ons op pad is in ons gemeenskap. Ons was tradisioneel 'n baie sterk boerdery gedrewe gemeenskap en 'n gemeente, maar die landskap rondom die Parel verander baie, en ons is vandag ietsie van alles, maar nog steeds 'n gemeente wat heeltyd vra, daar waar ons is, daar waar ons werk, wat wil God van ons hê? Ons kerkgebou is 'n waaiervorm, vreeslike mooi oop gebou met groot loodglasvensters, lighout, so 'n ligte oop gebou wat vreeslik lekker bedien, en ons kan so 600, net so oor die 650 mense sit. En na COVID is kerk nie altyd vol nie, maar daar is tye wat hy lekker vol is. Ons het ons belydenisaflegging is gewoonlik vol, en ons
bied saam met Boland Landbou gewoonlik rugbyweek se openings aan en dan sit hy vol 'n klomp rappiemanne wat vir ons lekker is. Ons kerksaal is net so agter die kerk en die kerksaal is eintlik ook die skoolsaal. Reg oorkant die skool, reg oorkant ons kerk is 'n skool net soos julle. Ons het 'n laerskool, die laerskool Slot van die Parel, wat die oudste laerskool in die Parel is. In 1857 is hy begin. En daar's 120 kinders in die skool en hulle gebruik nog steeds ons kerksaal as hulle skoolsaal. So een keer 'n week stap hulle oor die gras en kom hou 'n opening daar by ons in die saal. So ons deel die saal en ons kerksaal eintlik met hulle en die gemeenskap. Ons het ook 'n skool vir Down-syndroom kinders in die gebou en daarmee saam as karate klasse en balletklasse, fotografie klub kom daar by mekaar. So ons probeer om 'n gemeenskapsgedrewe plek te wees en 'n ruimte te skep waar klomp mense eintlik die fasiliteite kan gebruik. Behalwe vir die laerskool is die skool by wie ons die meeste betrokke is, die Hoër Landbouskool Boland, of soos ons sê Boland Landbou. Hulle is so 'n kilometer van ons af op 'n plaas en dis een van die groot landbouskole in die land met 'n volledige boerdery been. En die Boland Landbou seuns is so 450 seuns wat almal in die koshuis bly. En die seuns wat naweke nie huis toe gaan nie, kom almal na ons toe dan sonoggend in die kerk en hulle is so bo in die galery. En jy kan duidelik weet hoeveel Boland Landbou seuns in die kerk is. Selfs al kan jy nie sien hoeveel daar is nie, as ons 'n lied sing en jy kan hoor aan die gebrom daarbo, net so seuns mos nou sal sing so op een noot. So hulle sorg vir 'n gebrom daarbo in die hoek en dan weet ons nie hulle is heeltemal genoeg van hulle daar. So dis vir ons wonderlik om so ook saam met die Boland Landbou seuns betrokke te wees. Laaste net so ietsie oor ons omgewing. Ons die Boland is mos nou 'n broodmandjie, baie sterk boerdery gefokus. Die gemeente het ontstaan omdat die boere nie so ver wou inry dorp toe nie. Maar ons weet dat dit vir ons lekker is om saam met die mense te reis wat naby aan die grond leef. Daar's nou wingerd, tafeldrywe en wyn, maar dan ook graan en canola, bees en skaap en vark, olywe, steenvrugte, perskes, pruime, daar's sitrus. Daar's iets van alles en ons behalwe vir die mense wat die verbouing doen, is daar 'n klomp bedrywe wat daarvan afhanklik is of wat insette lewer daarin, kunsmis, gifstowwe, bemesting, verpakking, uitvoer. So dit is oor die algemene gemeenskap wat elke dag kyk na die weer, kyk na die weerpatrone, die ervaring dat ons naby aan die grond leef. Dit is vir ons wonderlik om saam met Waterkloof gemeente te kan werk. Ons sê dankie vir die afgelope klompie jare se saamreis en ons sien uit na nog 'n klompie. Ons sal seker maak dat ons van ons kant af aanhou om goeie wyn bymekaar te maak. Ek het Vrydag aand ook gesê ons ken mos nou die Waterkloof gemeenskap as 'n gemeenskap met hoë kultuur. So daarom maak ons seker ons bring goeie wyn, net so 1 of 2 lotte brandewyn vir die ouens wat dit verkies, maar dis altyd dan ten minste goeie brandewyn. Maar dit is vir ons lekker om op soek iets van die gawe wat God vir die Boland gee met julle te kom deel. En vanoggend is ons bymekaar as mense wat ook sê ons is op daardie manier as gemeentes aan mekaar verbind, maar ten diepste ook aan God verbind. En dankie dat ons hierdie diens kan doen. Asof hier's genoeg kersse vanaand om dan iets te sê van dat dit ons op pad na Kersfees toe is. En met eerste Advent Sondag steek ons 'n kers aan. As Johannes skryf oor Jesus se koms, dan sê hy die lig wat alle mense verlig was aankom na die wêreld toe. En as ons in hierdie tyd kersse aansteek, dan bely ons daarmee dat die lig wat afgekom het, dat dit ook in ons lewe die lig moet laat skyn, dat ons die behoefte het dat die lig skyn. Kersse se ligte is baie keer dof, maar in donkerte maak selfs 'n kers se lig baie lig. Kom ons sing 'n lied saam wat ons verbintenis aan God bevestig. Lied 334 is 'n lied wat sê God is liefde, juig ons harte en ons dink wat liefde doen. Kom ons sing 3 verse van lied 334 net terwyl ons so sit.
dankie, kan maar sit. Koos van der Merwe skryf 'n gedig wat hy noem Kruik. En hy skryf, krake dreig soos drake, neig om al my brokke ek uit die gekraakte kruik te breek. Maar diep versteek lê tussen krake, die vashou van die groot genade, wat my stikkende stukke ek bymekaar hou. Ons is vanmôre hier bymekaar as mense wat bely dat ons te midde van die stikkenheid van die wêreld en die stikkenheid van onsself ervaar dat ons vasgehou word en bymekaar gehou word deur God se genade. Die God wat ons gemaak het, die God wat ons vashou, die God wat ons stikkenheid omhels en ons help om die stikkenheid aan te spreek en heel te word. Die God wat ons roep om ook die stikkenheid in die wêreld in die oog te kyk en dit aan te spreek. Die God groet elkeen van ons vanmôre. Genade en vrede van God die Vader, Jesus die Christus en die Heilige Gees. Kom ons antwoord met 'n loflied en ons sing lied 200 saam. Lied 200 is lied wat sê, Here, as ons dink aan die goedheid, dan kan ons die diepte daarvan nie pyl nie. Kom ons staan en ons sing lied 200, al 3 verse saam. Die skrywer Anne Lamott skryf 'n vreeslike mooi storie wanneer sy skryf oor weerstandigheid, in Engels resilience, om veerkragtig te wees. In haar boek Dusk, Night, Dawn skryf sy oor hoe belangrik dit om jou eie gebrokenheid te omhels, maar ook dat dit jou nie definieer nie. En sy skryf hoe sy haar sonnaskoolklas na die strand toe vat om hulle bloot te stel aan die gebrokenheid van die wêreld. So sy skryf, Mark said that to teach the kids how we live with sin, take them to a beach. Mark is nou hulle kerk se predikant.
So I did. The beach was cluttered and littered with plastic bottles and crap of every kind. We walked around and saw what we saw. Damage to this gorgeous beach. What human behavior had wrought. I invited the kids to experience sorrow, disgust, and anger. I asked them how it made them feel. It made them feel sad and scared and hopeless. So we cleaned up what part of the beach as much as we could. Mark had recommended that we bring back some of the garbage, bring in the ugly and the sad, along with sand and shells. So we brought in some trash and some treasures. Then, this being Sunday school and not biology, we laid it beneath the arms of the cross. Because then it is held. It became part of the bigger story, the bigger reality. You admit that the ugly and repulsive and sad do exist, and they are happening. But we don't have to believe it is us and run away from it, from the cross, from the beach, from our own crooked hearts. As ons vandag hier by mekaar is, dan is dit as mense wat iets ervaar van die gebrokenheid van die wêreld. Die uitdaging om op hierdie tyd sin te maak van wat met ons gebeur. In die wêreldpolitiek, in ons plaaslike politiek, in ons plaaslike gemeenskappe. Maar net soos wat ons hier by mekaar kom met ons eie gebrokenheid, so bring ons vandag alles wat ons weet van die wêreld. En soos wat Anne Lamott skryf, ons kom sit dit voor die kruis neer. Sodat die arms van die kruis dit kan vashou. Mag jy vandag ervaar dat jy vasgehou word deur die arms van die kruis. Die een wat aan die kruis hang, die een wat afgekom het om vir ons die lig te bring. En mag jy ervaar dat omdat jy vasgehou word, jy veilig is. Dat jy geliefd is. En daarmee saam dat jy kan werk aan die gebrokenheid wat jy sien. Mag ons aanhou om in ons eie gebrokenheid vas te hou aan God. Die God wat vir ons veilig laat voel. Maar ook mag dit ons trek om voortdurend gebrokenheid in die gesig te kyk en daaraan te werk. Lied 498 is 'n lied wat ons verbintenis aan God bevestig en die feit dat God ons vashou, maar ons ook roep in hierdie wêreld. Lied 498 sê, hy wat glo word nie beskaam nie, niemand smeek te vergeefs in die Here se naam nie. Kom ons sit hierdie lied as 'n toenaderingsgebed tot God, terwyl ons so sit, 2 verse. Een van die tekens wat ons in die kerk het, wat ten diepste getuig van die feit dat ons deur God omhels word, dat ons deur God vasgehou word, is die viering van die doopsakrament.
Dis vir ons groot voorreg om vanoggend vir klein William Maribotus te doop. En dis ook vir ons lekker dat Andrei vandag die doop gaan waarneem. Ek wil hom nooi om vorentoe te kom en mag ons almal versterk word vandag deur hierdie teken. Dankie Andrei. En soos wat Forsie gesê het, ons al is nie. Maar ons verbind hom, verenig hom met die heelmaker vanoggend. Eintlik is dit klaar gedoen, dis net 'n teken wat ons doen, agterna om te sê ons bevestig, dat die Here hierdie mooi seentjie, na sy oupa vernoem, William Maribotus, aan hom verbind. En soos Forsie gesê het, deel maak van 'n groter storie. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Paulus skrywe dikwels oor die doop, en elke keer is dit half moeilik vir ons om te verstaan. Hy sê ons word verenig met Christus. Sjoe, almal wat gedoop is verenig met Christus, klein William ook. Verenig in Christus se lewe, in sy kruisdood, in sy opstanding, en daaroor het ons deel aan die kruis, en ons het deel aan die opstanding, en ons het deel aan die hemel, en ons het deel aan God. Nogal moeilik om te verstaan. Maar die kinders van daai landbouskool, wat Forsie van gepraat het, ek dink hulle verstaan dit maklik beter. Trouwens, daai kleintjies wat daar op daai plase groot word, hulle verstaan, want hulle verstaan mens verenig druiwestokkies. Jy maak hulle, waar is hom Koos? Koos, kom wys vir ons. Hy kom daar vandaan af, hy het dit vir jare die mense geleer om dit te doen, self gedoen. So ek wil soms sê, kom al die klein kindertjies, kom kyk as julle wil. Somme hierso. Kom sit, kom staan hierso. Het is nie 'n kerk om bang te wees nie. Ja. Nee, sien nie kans. So van die ander wat, sy verdele daar. Julle is, dankie man, een dapper man, daar kom hulle nou. Wees het altyd so 'n pionier, 'n voortrekker hê, en dan kom die ander, baie dankie. Nou, Koos, hier is hierdie ding, jy moet met hom praat. Maar Forsie sal dit, ek sit op Andrei het my gister 'n bietjie op verkeerde voet betrap. Dit is nie regtig die tyd van die jaar wat ons eend nie, maar ek het daar 'n plan gaan sien, daar met my wingerdstokke gaan lotte sny en dan net so min of meer vir julle kan wys hoe dit gedoen word. Ek is selfs nie meer so handig, ek het baie jare laas gedoen, maar ek gaan probeer om dit so na die beste van my vermoë aan julle te verduidelik. Nou, hoekom eend ons? Nou, in die jare, Andrei, wanneer die Franse hier genote hier gekom, het hulle geliefde wingerdstokkie saamgebring. En soos ek Andrei hier in die tuin geplant het, sommer 'n loetjie in die grond gesteek en afvat hy. 2-3 jaar later het jy druiwe. Maar toe kom daar 'n ramp in die wynbedryf. Daar is 'n meganismetjie, dingetjie in die grond, 'n goggetjie, weet nie wat dit is nie. Hulle noem hom phylloxera. En hy het die wingerdwortels begin aanval en die wingerde het op groot skaal begin vrek. En die bedryf was in die moeilikheid. Toe het hulle weer uit Frankryk uit wilde stokke wat nie vatbaar is vir phylloxera gekry en toe die eindproses hier by ons beginne. Die mekka van geënte stokkies is Wellington. Hoekom Wellington? Die granietgronde wat uit die Limietberg uit
oor miljoene jare afgespoel het na die, wat hulle vroeger gesê het, die Waarmakersvallei. Dis eers Wellington se naam gewees. Daai graniet, daai vrotgraniet wat uit die Limietberg uit gekom het, is ideaal vir stokkieskwekery. Nou ja, nou gaan ons probeer, net soos 'n dokter, as hy 'n operasie moet doen, hy kan nie sommer enige mes of 'n ding vat, hy moet 'n skelpel hê. En die ou wat ent, moet 'n spesifieke entmes hê. Jy kan nie sommer Joseph Rogers uit jou sak uitdruk en sê ek gaan nou stokkies. Dit moet 'n entmes. Die interessantheid van 'n entmes, julle kinders kan hier kyk. 'n Mes wat ons ken, dit moet al twee kante, sy snykant. 'n Entmes het net aan een kant 'n snykant. Want die agterkant, as jy daai stokkie sny om te ent, daai cambiumweefsel moet jy nie beskadig nie, hy moet glad wees. Laat hy kan mooi aan mekaar kom. Nou ek het nou nie wille stokke hier nie. Nou speel ons maar die ding is, hierdie is 'n sommer 'n gewone wingerdstok van die La Rochelle, wat hier ook staan, wat ek nou maar, kom ons sê, die onderstok gebruik. Nou sien julle hierso, kyk, hy het oogies, oral. Daar, ons wil net die onderste oogie hê, want hieruit gaan ons wortels vorm. Nou vat ons lekker skerp entmes, en ons sny hom af, moenie jou ding raak sny nie. Mooi werk. Daar moet jou mes skerp wees, want as stompmes glip, dan sny jou raak. Nou wat ons nou doen, is, ons vat die mes so, daar, ding, onderkant, en jy moet 'n vinnige haar trek jy. Sien jy daar? Hy is mooi, voel hom, hy is mooi glad, hy snit. Want as jou snit nie mooi glad is nie, gaan hy, dus ons hom in die Bolland sê, hy gaan lig skep. Ok, hier is jou onderstok nou, kom ons sê maar, dit is eintlik jak, maar die boek noem hom sommer jakkie. Ok, waar is my boostok nou? Hier sê, net so, vat jy nou, jy moet 'n lekker skerp skeer hê, dat jy lekker skoonsnit maak, en dan vat jy nou een oogie van die boostok, dieselfde wat jy hier gedoen het, jy vat hom met jou duim en jou voorvinger, en een vinnig haar, daar sê, trek jy. Nou, vat jy jou mes so, jou vinger daar onder jou, en jou mes moet lekker skerp wees. Mooi versigtig. Sny hom, sny. Ek dink dis diep genoeg daai. En sê hulle moet die kant. Hey. Nou vat jy hom, so, steek hom mooi stewig in mekaar, en jy kan hom nou maar skit, hy sit, maar nou, moet hierdie ding nou, nog baie gehanteer word, so, hy moet die werkery losraak. Nou, vandag se dae, doop hulle hom in 'n gesmeelde bye was. Hulle druk net om daai entlasie lekker stewig by mekaar te hou. Maar daar in die eerste jare het hulle raffia gebruik. Nou ek het daar aan Tannie Ilse se leie gaan krap en gelukkig ek kry nog 'n bietjie raffia. Nou kom ons by 'n interessante ding. Wie van julle is Afrikaanse onderwysers? Of 'n onderwyser, wie van julle weet waar die woord stokkies dryf en afkom? Dit kom hier uit Wellington uit, waar die Mekka van stokkies
kwekery in die land is. Die pa het stukwerk gedoen en die ma en die kinders het gekom help, maar as dit skooltyd is, het die ouer kinders by die huis gebly om vir pa te kom help. Nou vra hulle vir die jonger enetjie, waar is Jannie dan? Nee, hy dry stokkies. Nou daar die spreekwoord stokkies dry vanaf gekom. Nou, ek is nie meer so, ek het gister te middag 'n bietjie geoefen, ek is nie meer so vaardig, as ek 'n bietjie sukkel verskoon maar gaan jy sien, ze draaien zo stief, een tegen ander, een tegen ander, een tegen ander, een tegen ander, tot zo. En dan vat je jouw duim en je zet hem daar neer. Die oefening is vol dramatiek, hulle word nie meer so lekker nie. Is hy? Kan ek doen maar, nou het ek hom seker genoeg gewys. Hierdie knoop is hier sy eie. Ook maar julle het die idee wat daar aangegaan het. Net weer my goeders by mekaar maak. Dit is fantasties, Koos. Baie. So as ek julle volgende jaar die eksamen vra, wat is stokkies draai, by die huis bly en papa te help. Dis naast wat ons aankom. Baie dankie julle kan. En dan sê maar, ek sal weer die eindles vir jou kom draai. Ja, onder. Vriende, soveel moeite om 'n dryf aan die gang te kry. Hoeveel meer sal ons nie doen om ons kinders aan Christus te verbind? En soos Johannes sê, nie net Paulus praat oor die gedeelte, Johannes praat ook daaroor dat ons aan Christus verbonde sal bly. En van die wynstok wil ek nie skei nie, sê die Here. Kom ons sorg dat ons verbonde bly. André, kan ek net gou nog iets sê wat ek Ja, vergeet het? As die stokkie nou so geënt is, dan word hy in houtsaagsels, klam houtsaagsels vir 'n paar dae, hulle noem dit kallas, dat hy eintlasie eers 'n bietjie aan mekaar groei en dan daarvan word hy in die kwekery uitgeplant en dan volgende jaar kom koepieboere hulle stokkies by die ek sal die ding weer. Ja, en dit gebeur eintlik so in die sagte Ja, maar dan noem hulle dit steggies, die stokkies. ja, maar die sagte vrugte is meer die okulering. Ja. Volgende droom. Praat ons oor die okulering. Dankie, baie dankie. Kan jy vir ons daai ek sal hierdie doen, jy kry dit nie. Meeste stokkies draai. Die psigoloog het dit ook van sommige mense gesê, maar nou ja, anders bedoel. Dit is 'n wonderlike lied wat 'n lang pad kom. Ons oupa William word vanoggend vernoem met na klein William toe, maar die tweede naam van Heinrich en van William is Murray. En toe Andrew Murray 200 jaar gelede, 1822, Skotland verlaat het om na Suid-Afrika toe te kom, want die was te min predikante. Toe hy en sy boetie, toe hulle daar by die posgoed se wagplek sit, toe hulle gesê, sal ons nie, ek gaan nou Afrika toe, maar hy siek daar by die huis, ek sal haar nooit weer sien nie. Sal ons nie elke Sondagmiddag vir mekaar bid nie. Toe die ander een gesê, maar kom ons sing dan, ou Golgotha, 'n lied wat 300 jaar oud is. En as jy nou nog by Marie Lou, by Jacoba, waar's Karen, wie's al die Maries wat hier is? As jy by hulle vanmiddag kom en jy weet
Ja. Voor ons dat hy hier is. Wat ek wil vra, gaan nie aanhaal by naam nommer 2 doen. Ons dank en smeek geweer aan tot u genade troon. Wil ons het ook ons troos voortaan die guns en trou betoon. Kan ons nie sin, wil William en ons troos voortaan die guns en trou. Sal julle dit onthou? Wil William, dat is ons aan woord genoeg. Kijk, ek moet ons nie aanpas, ja. Wil William en ons troos voortaan. So ons haal die oog uit en die eerste ons. Maar hier kom die man van die oomblik en die ouma en die oupa. O, en hier kom die ander vriende ook. En Johan, dis Lisa, maar die peetouers is, ek dink julle moet ook hier kom staan. Onthou julle nog die ou tradisie dat ons peetouers gehad het? En hierdie mense stel nou daai ou tradisie in. Ja, staan dit. En hier is daai peetouer, sal jy nog kan sien. Kom ons sing. Die Marie. Staan julle hier, ek sal probeer kleiner wees, dat ons almal dit kan sien. En die blomme van oupa Willie. Jy lag vir my. En ek gaan jou nou. Ja. Is jy reg? Moet julle is jy reg so? Ja. Okay, kry jy die blomme in? O. William Marie Botha. Ons as gemeente en hierdie liewe familie doop jou in die naam, verenig jou in die naam van God, die Vader. Jesus Christus, ons Here en die Heilige Gees, ons trooster. Liewe Here, ons verstaan dit nie alles mooi nie. Maar op 'n manier is ons met U verenig. Help ons nou om uit hierdie vereniging te lewe. Amen.
Kom ons gee Johan daai boekies oor, dis daar agter net julle. Hoor. Ja. Daar loop daai tweeetjies. Julle moet nog bly. Ons is nog nie klaar. Ag, ekskuus. Die Fouris gee daai ietsie boekie van vir William P. En daai waar is die kers? Ja. Dis die kers. Hulle gaan nou die kers aansteek, ek gaan hulle nou kans gee. Jy hoef nie aan te steek nie. Nee, hulle moet aansteek. Right, alles. Ja. Ja, steek op by die Christuskers. Pa. Daar is hy aanrig, dankie. Baie dankie. Ek dink julle kan gaan sit en ek sê 2 woorde nog met julle. Daai moeite wat oom Koos gedoen het met hierdie stokkie, hier is jou stokkie, jy moet Koos net vra, Billy, hier is jou stokkie, maar jy moet net vir Koos vra om weer mooi vas te maak. Dat ons in ons lewe 'n bietjie meer moeite sal doen om hierdie verbintenis met Christus te leef. Verstaan kan ons dit nie altyd nie. En dat julle hierdie mooi seentjie bewus sal maak van wat hierdie kultuur wel van Christus gekry het. Ons het nie die oorlog van hom gekry nie, die teendeel. Maar ons het gekry om vir mense om te gee, om hospitale te bou, om regtig na mekaar te kyk. Dit is in ons kultuur in. En wys hom daarop. Wys hom daarop dat 'n familie dit heeltyd moet vier. Al is hierdie familie in Saudi en die ander familie in Suid-Afrika, dat daar elke Sondag op die opstandingsdag een of ander kommunikasie, al kan julle dalk nie die lied sing nie, die lied lees of iets doen, iets wat sy verbintenis met oupa en ouma en die ooms en die tannie sal bevestig. En dan, dit help alles niks as ons dit nie ook persoonlik doen nie. Ek kan uit my eie lewe sê, die dag wanneer ek dan weer bewus is dat hier is iets, Christus wil in my leef, ek is op 'n manier in Christus, en daai dag gaan dit goed met my. Te midde van krisisse en goeters. En so aan. En dat mens hom sal leef uit hierdie verbintenis, dat God ons eerste lief het. Ons sing die slotlied. Ons gee nou graag geleentheid vir ons kinders en jong mense om na die saal toe te beweeg. Al ons laas ook vir die jeuggroepe, dankie Dewald dat jy gaan. Ja, hierdie kant op. As iemand wat lief is vir die koerant nog altyd ervaar ek die skuif na die elektroniese platform aanvanklik ontwrigtend.
Ek het groot geword met die beeld as 'n laerskoolseun, het ek altyd beeld afgelewer en ek was nou baie hartseer toe die beeld nie meer eers elektronies was, maar ook later toe die beeld nou ophou bestaan het. Maar oor die algemeen moet ons gewoond raak mos nou daaraan om deesdae ons nuus op 'n aanlyn platform te lees. En oor die algemeen is dit iets waaraan mense mos gewoond kan raak. Behalwe daar's twee dinge wat moeilik is wanneer 'n mens koerant lees. Die een is daardie artikels wat jy op jou koerant kry wat so in die hoekie staan promosie. Dit is eintlik 'n advertensie, maar dit lyk mos nou soos 'n nuusberig. En aanvanklik as jy dit lees dan kan jy net agterkom dit voel so 'n advertensie totdat jy nou raak lees, dis 'n promosie. Die tweede ding wat my vreeslik irriteer aan aanlyn nuusberigte is die verskynsel van klikstrikke. En die klikstrikke ken ons mos nou as die opskrifte wat so geformuleer word om jou in te trek en jou te nooi om daarop te klik. In Engels noem hulle dit clickbait. En dis iets wat deesdae baie sterk ook op nuusblaaie gebruik word, want hoe meer interaksie daar is, hoe meer jy op 'n berig kan klik, hoe beter is dit vir die maatskappy. Nou klikstrikke is opskrifte soos die kinders het huis toe gestap om melk te gaan koop. Wat daar met hulle gebeur het, sal jy nie glo nie. Of 'n ander opskrif is hy het die bottel water oopgemaak. Wat hy binne-in gekry het, is ongelooflik. Iets soos die kinders het buite gespeel en toe hulle die klip optel, sien hulle iets wat hulle oë nie kan glo nie. Jong, en as jy daardie ding lees mos nou, dan wonder jy mos altyd, wat is dit wat jy nou gaan uitmis? Baie keer gebruik hulle die woord ongelooflik. Ongelooflik is daar 'n interessante woord. Dis 'n woord waarmee ons 'n interessante verhouding het, want wanneer ons die woord ongelooflik gebruik, dan bedoel ons eintlik daarmee ek wil eintlik hê jy moet my glo wanneer ek die woord gebruik. As iets ongelooflik is, vra dit eintlik die vraag, maar kan jy dit glo? Sportkommentators wat oor goeie atletiese prestasies gebruik, sal die woord sê, daar hardloop hy en dit wat hy nou doen is ongelooflik. En wat hy eintlik sê is, kan jy sien wat daar gebeur? Dit is eintlik gelooflik. Nou moet ons daarom sê, die woord ongelooflik, klikstrikke is nou nie uitgedink deur die internet nie. Baie keer as ons na iemand toe kom met 'n storie, en ons wil hê hulle moet ons glo, sal ons na hulle toe kom en sê, hoor hier, jy sal my nie glo nie, maar. En dit is natuurlik nou nie 'n kinderstorie nie, ons vertel ons nou net kinderstories nie, maar ons begin ons nou goeie stories, met, hoorie, hier is ietsie, hier gaan ek jou iets vertel, en dis ongelooflik. En wat jy eintlik mense mee uitnooi is om te sê, maar kan jy glo wat ek nou vir jou sê? Kan jy dit gelooflik vind? Daar's 'n deel van my wat bly is dat die mense wat oor Jesus se lewe geskryf het, nog nie klikstrikke geken het nie en nie lief was vir die woord ongelooflik nie. Want as hulle geweet het daarvan, dan sou hulle baie maklik klikstrikke kon gebruik om iets te vertel oor Jesus se stories en sy lewe. Dink nou as jy in die Bybel lees en jy lees die opskrif van hierdie storie. Die skaapwagter het 100 skape gehad en een het weggeraak. Jy sal nie glo wat die skaapwagter volgende gedoen het nie. Dis mos nou iets wat jy graag mos nou volgende sal wil lees. 5000 honger mense het voor hom gesit. Hy het 5 brode en 2 visse gehad. Wat gebeur het, sal jou asem wegslaan. 'n blinde man het vir Jesus geskree op pad buite Jerigo. Wat Jesus toegedoen het, is ongelooflik. Daar is hy woordjie weer. Wanneer ons aan Jesus se lewe dink en dit wat hy gedoen het en dit wat hy gesê het, dan kan ons verstaan dat mens baie maklik die woord ongelooflik wil gebruik. Want so baie van dit wat Jesus gedoen het en gesê het, was vir mense moeilik om aanvanklik te glo. Want hulle het op 'n sekere manier gedink oor God en sonde en reinheid en randmense. En Jesus het gekom en daardie sienings uitgedaag. Jesus het mense genooi om anders te dink oor God, om 'n nuwe prentjie te hê, om iets anders te glo. Maar aanvanklik was dit wat hy vir hulle gesê het, ongelooflik.
Een van die bekende verhale wat ek saam met julle wil lees is in Johannes 8. En as jy nou 'n klikstryk opskrif vir daardie storie moet hê, dan sal dit iets wees soos: 'n vrou word op oorspel betrap en sy word na Jesus toe gebring. Jy sal nie glo wat volgende gebeur nie. En kom ons lees wat dan volgende gebeur. As jy jou Bybel het, kan jy blaai na Johannes 8. Ek gaan vir ons uit die 83 vertaling lees. Die woorde is ook op die bord. Die volgende môre vroeg was Jesus weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar aan die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê: "Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet ons beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u?" Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê: "Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi." Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskryf. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat, saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra: "Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?" "Niemand nie, Here," sê sy. En toe sê Jesus: "Ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie." Dis 'n vreeslike mooi verhaal wat iets vertel van 'n situasie wat Jesus op 'n ongelooflike manier hanteer. As jy in jou Bybel kyk, dan sien jy dat hierdie storie nie in die aanvanklike grondteks gebruik is nie. Daar staan onder in die Bybel volgens die gebruikte grondteks is hierdie verhaal eers later ingevoeg. En dit sê met ander woorde dat die mense wat oor Jesus se lewe geskryf het, later gevoel het, maar hier's nog iets te sê oor Jesus. En hulle vat hierdie storie, Jesus se interaksie met hierdie vrou en sit dit in Johannes in direk na die interaksie wat hy met Nikodemus het. En waarskynlik omdat Nikodemus praat oor dat mense nie te vinnig veroordeel moet word nie. En hier's 'n verhaal wat dit baie mooi illustreer. Maar ons sien in hierdie storie tipies hoe 'n patriargale magstruktuur werk, hoe mense met 'n agenda na Jesus toe kom. Ons sien die skrifgeleerdes en die fariseërs bring 'n vrou na Jesus toe wat volgens hulle op oorspel betrap is. En hulle sê dan: "Jesus, ons het hierdie vrou op oorspel betrap." En dan haal hulle die Torah en hulle sê volgens die Torah moet sy gestenig word. En dit is so in die Torah in Levitikus sê, nou interessant, 'n man en 'n vrou wat betrap word met oorspel moet gestenig word. Maar in hierdie verhaal sien ons geen teken van 'n man nie. En trouwens, wanneer die skrifgeleerdes, mense wat die Torah ken, aanhaal uit die Torah, dan verdraai hulle die Torah om hulle agenda te pas. Die Torah beveel ons mos om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Dis duidelik dat hulle nie 'n eerlike agenda het nie. Dis duidelik dat hulle nie hier soek na geregtigheid nie. Hulle is hier besig om op 'n siniese manier te probeer om Jesus in 'n lokval te lei. So ons sien hier daardie berekendheid van die leiers om Jesus te probeer ontmasker. En die manier hoe hulle dit wil regkry is dat hulle op 'n manier Jesus wil kry om vir een kant te kies. As hy die vrou veroordeel en as hy sê ja, dit is reg so, dan verloon hy eintlik dit wat hy tot dusver die hele tyd eintlik vertel het, dat God sag is en dat God ruimte maak vir mense. As hy die vrou kwytskeld en hy ondermyn die Torah volgens hulle interpretasie, dan gee dit vir hulle skiet goed om hom te veroordeel.
Maar ons sien dan so mooi hoe dat Jesus die ongelooflike doen en op die grond skuif. Hy buig af, maak nie oogkontak nie en hy skryf op die grond. Wat moontlik 'n metafoor is uit Jeremia, wat gaan oor wie die oordeel mag vel. En Jesus sê dan die woorde, wat so mooi is, laat die een wat 'n skoon gewete het, eerste die klip gooi. En hy kyk vir niemand nie, hy skryf net op die grond. En een vir een sien ons dan, hoe dat die familiehoofde, die mense wat die vrou gebring het, die klippe laat val. Die klippe waarmee hulle gekom het, hierdie woede waarmee hulle gekom het, wanneer hulle sien hoe die mense hoor wat Jesus sê, dan los hulle die klippe. En hulle stap weg. En uiteindelik is al wat oorbly, Jesus en die vrou. Mevrou, is daar niemand oor wat die oordeel oor jou gaan vel nie? Nee, Here, niemand nie. Dan sê Jesus, ek ook nie. Gaan dan en moenie meer sonde doen nie. En so kry Jesus dit reg om op 'n ongelooflike manier eintlik die situasie te ontlont en hierdie siniese daad van die familiehoofde en die skrifgeleerdes te ontmasker en hulle eintlik te wys vir die skelms wat hulle is. Terselfdertyd wys hy God se sagtheid vir gebroke mense. Mense moet seer, sonder om die gebrokenheid goed te praat, sonder om dit goed te keer. En dit laat my so mooi dink aan die gedig van Koos Kombuis, wat hy geskryf het, toe eintlik nog André Leroux was. En die gedig sê, ek dood, ek kom by hemelse poorte, ek klop aan reëlings, ek sien Petrus vroetel met bossleutels, ek vra, meneer God thuis? Petrus mompel, ek geloofsoortuigings, invul op pink vorm, 3 fout. Ek sê, ek nie seker nie, ek my katekisasietoets geslaag, destyds in Erfurthuis, ek trek daarna na Hielbrau, ek skree in Pinksterkerke, ek hande in die lug, ek gooi wagtoring mense uit woonstel, ek glo wederkoms, antichris, hel, engele, ek na Weskoppies, ek skizofreen, ek Rooms-Katoliek, Anglikaan, ek studeer filosofie, ek sy Hanses, ek orals, God alleen weet, meneer God, Petrus krapkop, glimlag dan, sluit oop, ga maar binne, God nie godsdienstig, God liefde. As ons hierdie storie van Jesus lees, dan sien ons dat dit ten diepste die hart is van God, wat hy vir mense wou leer. En dat hierdie ongelooflike dade van Jesus mense aangespoor het om in hom te glo. En ons sien dan dat die beweging van Jesus se volgelinge later begin het om te sê, dit wat Jesus gedoen het, en die manier hoe hy geleef het, en dit wat hy geleer het, is nie meer ongelooflik nie, want ons het dit gesien. Dis vir ons gelooflik. Ons glo in hom. En daarom kan ons dit wat hy ons eintlik aangespoor het om te doen, om ongelooflike dinge te doen, wat mense nie kan glo nie. Dade van sagtheid, en van geregtigheid, en van liefde. Ons kan dit ook begin doen. Ons kan die gelooflike dinge wat Jesus ons uitnooi om te doen, ons kan dit geleefd maak. Ons kan dit uitleef. En so het Jesus se volgelinge die beweging begin waarvan ons vandag nog deel is. Dat ons ongelooflike dinge gelooflik maak. Omdat ons verbind is aan Jesus, omdat ons in sy krag leef, omdat ons glo dat dit wat hy sê en dit wat hy doen waar is, probeer ons om dit ook waar te maak. En probeer ons in die manier hoe ons leef, ongelooflike dinge doen. Soos om vir mense genade te wys.
Soos om in situasies waar mense klippe gryp en dan mense toe wil gooi, dat ons op die grond skryf. En mense help om 'n klippe te laat val. Dat ons partykeer in situasies waar ons vinnige oordeel wil vel, dat ons vir 'n oomblik nadink en ons klip neersit. Dat ons soos Jesus ons genooi het, sensitief is vir randmense. Dat ons mense innooi, in deel maak. Dat ons opstaan vir wat reg is, dat ons sensitief is vir gierigheid, dat ons kyk vir geregtigheid en vir sistemiese onreg en dat ons daarteen opstaan. Dat ons bereid is om ons woord te laat hoor wanneer ons sien iets wat nie reg is nie. Intussendeur leef ons as mense wat sê, dit wat ons doen, voel dalk ongelooflik, maar deur Jesus se krag is dit nie. Dit is gelooflik. In Adventstyd word ons genooi om weer na te dink oor die Jesus wat afgekom het. Die lig wat onder ons kom woon het. Vir ons die lig gebring het. En dis meer as net die Jesus wat vir ons sondes gesterf het en dit vir ons moontlik gemaak het om op 'n nuwe manier saam met God te leef. Dis die God, dis die Jesus wat ongelooflike dinge gedoen het. En ons nooi om in navolging van hom ook ongelooflike dinge te doen. Mag dit waar wees. Mag ons so leef dat ons in Adventstyd, oorgaan na Kerstyd en die nuwe jaar voortdurend sensitief is vir die ongelooflike dinge wat God ons roep om te doen. Mag ons dit gelooflik maak. Mag ons dit geleefd maak. En op daardie manier wys ons glo in Jesus. Ons doen dinge wat andersins eintlik ongelooflik lyk. Amen. Kom ons bid saam. Ag Here, dankie dat U vir ons die lig gebring het wat ons gebrokenheid verlig. Dat U vir ons kom wys het daar is 'n manier om te leef in verbondenheid saam met U, dat ons nie vrede hoef te maak met ons gebrokenheid nie, maar dat ons daaraan kan werk. Dat ons heel word saam met U. Dat ons ook kan werk om hierdie wêreld meer heel te maak. Dankie dat ons verbintenis vandag ook aan U kan vier deur die doop waar te neem. Help ons Here om in ons leef en werk en wandel gelooflik te wees. Dit bid ons in U naam. Amen. Daar is 'n geleentheid om vir Here dankie te sê vir dit wat ons het en ons doen dit deur 'n dankoffer. Die 284 is 'n beruiming van die bekende gebed van Sint Franciscus van Assisi. Waar hy sê, Here, maak my 'n kanaal van die liefde. Daar waar ek haat vind, mag ek liefde gee. Daar waar daar seer is, mag ek troos bring. Maak my 'n kanaal van die liefde. Kom ons maak dit ons gebed terwyl ons hier by mekaar is en saam afsluit. 3 verse van die 284. Ons kom maar staan.
ontvang die seën van die Here en gaan leef as mense wat Jesus se ongelooflike dade sigbaar maak. Ek gaan vir ons die seën uitspreek, ook Fransiskaanse seën vir môre. Mag die Here jou seën met ongemak. Ongemak oor halwe waarhede, oppervlakkige verhoudinge en goedkoop antwoorde, sodat jy uit die diepte van jou hart kan lewe. Mag die Here jou seën met woede. Woede oor onreg en die uitbuiting van mense, sodat jy jou kan beywer vir geregtigheid en vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane. Trane vir hulle wat pyn en nood beleef, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag die Here jou seën met dwaasheid. Genoeg dwaasheid om te dink dat jy 'n verskil kan doen maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal doen wat ander mense sê nie gedoen kan word nie. Ontvang so die seën van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.